Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons uitgespaar is, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre te weet dat ons aan die God van hemel en aarde behoort, dat ons die skape van sy weide kan wees, en dat die Here vir ons ook in die woord sê dat hy lei ons na waters waar rus is. Wonderlik om te weet dat ons Vader in die hemel weet wat ons nodig het. Hy weet ook waardeur ons moet gaan. Hy weet, vriende, wat ons nodig het om ons te verander en ons te vorm, om dan ook reg te wees vir sy heerlikheid, om voorberei te wees om sy heerlikheid tegemoet te gaan. En mag u en ek ook genade vind om te buig onder sy gesag, om te sê, Here, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. En ons gaan vanmôre praat oor die baie besondere gedagte daar uit Markus 10. Dit handel oor die opneem van die kruis. Nou vriende, as ons dink aan die kruis, dan is dit een van die gedagtes, een van die simbole in die antieke wêreld en ook tot vandag toe nog, wat geweldige prominensie geniet. Ons dink aan die wreedheid van die Romeinse kruis, waar hulle mense gekruisig het, as 'n straf vir hulle oortredinge, die wrede dood, wat daarmee gepaard gegaan het. Ons sien vandag die simbole van die kruis, wat om mense se nekke hang, baie keer op hulle kar na vore kom, baie keer by kerke, en baie mense praat oor die kruis, baie mense sing oor die kruis. Daar's 'n dierbare kruis, waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil. Ons sing daaroor, en daar simbole oor die kruis, en ons praat oor dit, en daar spreuke daaroor. Maar wanneer dit kom by die fisiese opneem van die kruis, het baie mense 'n probleem. Selfs kinders van die Here stoei met die kruis wat die Here op ons plaas om te dra. Baie mense soog onder hierdie kruis en hulle sê, maar Here, is hierdie las nie vir my te veel om te dra nie? Is u nie nou besig om my bo my kragte te versoek nie? Maar wil ek vanmôre vir u neem na wat die Here vir ons leer in die woord. Nou in hierdie gedeelte lees ons van 'n ryk man wat na die Here gegaan het en vir hom gesê het, Here, wat moet ek doen om ewige lewe te beerwe? Nou in hierdie man se oë was hy 'n baie goeie mens, want die Here sê vir hom dat hy met die gebooie hou, en hy vra vir die Here so ewe arrogant, nou watter gebooie praat u van, want ek moet vir u sê, ek is een wat van my kindsbeen af al die gebooie onderhou. En nou sê vers 21, en Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Hier is die toets wat die Here vir hom gee. Vriende, sou dit wees dat hy alles moes verkoop het? Ons weet nie. Ons kan nie presies die konteks verstaan hier nie. Maar die Here stel hom op die proef. Is hy bereid om alles prys te gee ter wille van Christus? Want luister, Christus het na hierdie aarde gekom om alles prys te gee ter wille van die sondaar, ter wille van my en jou. Die Bybel sê vir ons in Filippense 2, hy die luisterryke hemel verlaat, na hierdie stowwerige, sondige wêreld gekom, om 'n losprys vir my en jou te wees. Dieselfde toets, om nou voor hierdie jong man te staan, sal hy sy rykdom prys gee, ter wille van die skat, van alle skatte, Christus Jesus, om hom as skat te verkry, hom as koning te verkry, en dan die ewige lewe. En ons sien dat hierdie jong man, eerder die tydelike rykdom gekies het, bo Christus. Dat hierdie kruis vir hom te swaar was om te dra. Hy was nie bereid om afstand te doen van dit wat vir hom belangrik was nie. En die Bybel sê vir ons, hy het treurig geword en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En dan vriende, as ons later gaan kyk, dan sien ons ook daar in Matteus die 16de hoofstuk, skryf die skrywer Matteus, hy sê, want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? U sien, Matteus kom en hy, ek weet nie of hy hierdie jong man in gedagte gehad het toe hy geskryf het nie. Maar die hele gedagte het na vore gekom, dat ons kruis moet opneem, dat daar niks belangriker tussen ons en God moet staan nie. Ek lees vir u net die voorafgaande 2 versies, voor Matteus sê, wat baat dit die mense as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly. Matteus kom en hy sê, hy skryf Jesus se woorde neer. Jesus sê vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. En dan vriende, mense vra me, maar wat se kruis moet ek dra? Ek is nie hier om vanmôre vir jou te sê dat jou siekte is miskien jou kruis, of miskien jou kinders wat die Here nie dien nie, of jou kleinkinders, of miskien jou man of jou vrou, of miskien jou werksplek, of jou werksmense, of jou finansiële posisie is jou kruis nie. Ek wil nie vir u dit sê nie. Ek dink dat die kruis wat die Bybel hiervan praat, is om elke dag te sterwe aan jouself, sodat jy minder kan word en Christus meer. As jy vanmôre na jou eie lewe kyk, en jy sien enige iets of iemand wat belangriker as Christus is, kruisig dit in jou lewe.
en neem sy kruis op en sê, Here, U het my gered en my geroep met die doel om U te verheerlik. Soos U alles verlaat het, die heerlikheid van die hemel, na hierdie aarde gekom het, met die kruis voor oë om vir my te sterwe, sodat ek gered kan word, so wil ek ook U voor oë hou. Die Bybel sê die oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van my geloof. En dan sê die Bybel vir ons, dat ons elke las en elke sonde moet aflê, en dan ook hierdie wedloop met volharding loop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus. Vriende, die kort en die lang van vanmôre se boodskap is eenvoudig. Neem die kruis en volg my. Wanneer ons die pad saam met die Here stap, en as ons vanmôre getuig ons is gered, en die oomblik wanneer ons by die kruis buig en die Here kom neem die sonde las weg, dan behoort ons nie meer aan onsself nie. Dan sê ons, Here, hier is my lewe. Neem dit vir U rekening. Here, wat U nodig vind in my lewe om my te laat dra, gee my die genade om dit te kan doen. Wat ook al my kruis is wat U vir my oplê, wat ook al daar vanmôre tussen my en U staan, wil ek kom neerlê. En ek wil vra, Here, help my dat daar niks skeiding sal bring tussen my en U nie. Vir hierdie ryk jongman was dit sy geld. Wat is daar vanmôre in jou lewe? Wat hierdie juk vir jou te swaar maak, wat hierdie kruis vir jou te swaar maak, wat jou vanmôre eindelik wil laat uitroep, ek wil so 'n bietjie 'n breek hê, ek wil so 'n bietjie 'n blaaskans hê, Here, hierdie stryd raak vir my te veel. Dan vra ek vir jou, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Het gaan nie altyd 'n maklike pad wees nie, het gaan nie altyd 'n pad van maanskyn en rose wees nie, maar die Bybel sê vir ons, dis nou die kruis, en dan eendag die kroon. Dis nou die pad van selfverloning, van selfsterwe, van kruisopname en die Here volg. Dis nou die tyd waar ons minder word, sodat hy meer gestalte in ons kan kry, sodat ons eendag ook sy mond kan hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. So die kort en die lang, vriende, die Bybel roep vanmôre vir ons op, neem jou kruis en volg my. Ek vra jou ten slotte, ken jy die Here Jesus Christus as verlosser en saligmaker? Het jy al by die kruis van Golgotha kom sterwe aan jouself? Het jy al jou kruis opgeneem, volg jy die Here? As kind van die Here vanmôre, wat is die kruis wat jy dra? Wat is daar wat miskien vanmôre skeiding bring? Wat is daar wat jy vanmôre dink, dit is te groot las vir my? Of watter dinge is daar wat jou by die plek van Christus in jou lewe inneem? Dan vra ek vir jou, los dit by die kruis. En vra, Here, wat ook al die las is wat U op my lê, wat ook al die kruis wat U wil hê ek moet dra, wil ek doen met vrymoedigheid, sodat ek eendag die mooiste sal kry. Vriende, groete vir U, 'n baie mooi en 'n geseënde dag. En onthou, kom ons stap die pad saam met die Here, end uit, deur sy genade en sy instaatstellende krag. Groete vir U, mooi dag verder, Tara.